Vriende, wat 'n voorreg om weer saam met u te kan wees rondom die woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën wanneer ons so saam kom rondom sy woord en dat hy vir ons ook insig en wysheid sal gee in die verstaan van sekere sake, ook wanneer ons dit vanuit 'n Bybelse perspektief gaan beskou. Nou ons gaan bietjie in hierdie volgende paar dae praat oor die gedagte, waarom vier ons Kersfees en maniere hoe die duiwel Kersfees van ons wegsteel. Dis die dinge wat ons gaan hanteer in die aanloop na Kersfees, die 25ste Desember, en by daardie geleentheid gaan ek met u praat oor Maria se lofgesang, soos ons dit vind daar in Lukas, die 1ste hoofstuk. Nou vriende, as ons wegval om vanmôre met u te praat oor die gedagte van waarom vier ons Kersfees, dan wil ek vir u sê, daar is eintlik maar twee uiterstes wanneer dit kom by hierdie dag. Daar is die een groep wat sê hierdie is 'n absolute heidense instelling en gebruik. Dis 'n duiwelse instelling. En dan word gepraat van die songod, daar word gepraat van dat dit deur die Romeinse kerk ingestel is, daar word gepraat van sekere afgods aanbidding wat plaasgevind het op hierdie dag, en ek wil vir u sê, daar's boeke geskryf oor waarom ons nie Kersfees moet vier nie. En dan kry jy weer die ander kant, die groep wat nie regtig weet waaroor Kersfees gaan nie, maar vir hulle is dit maar net 'n groot feesgety, 'n tyd waar hulle eet en drink en kuier en vrolik is, en eintlik hulle vergryp aan voedsel en vergryp aan drank en vergryp aan allerhande dinge, om maar net weer leeg die Kersseisoen in te gaan, om leeg ander kant uit te kom en te besef ons verstaan niks waaroor hierdie dag gaan nie. Nou, ek gaan poog om vir u 'n goeie perspektief te gee oor die gedagte van Kersfees. En die gebed van my hart is dat die Here vir my wysheid sal gee om dit vir u kort en bondig te verduidelik en u ook aan te moedig om verdere ondersoek in te stel. En dan wil ek u vra dat u goeie ondersoek sal instel en nie altyd na Google sal gaan en na elkeen se opinie sal gaan oor wat hulle skryf oor Kersfees nie, maar om werklik 'n perspektief te kry saam met God vanuit sy woord oor hierdie baie besondere dag. Ek wil wegval deur te sê dat nie een van ons weet die dag wanneer Christus gebore is nie. Ek gee u gelyk. Ons het nie in die geskiedenis 'n bepaalde dag wat vir ons opgeteken is waarop Christus gebore is nie. Maar ek wil vir u sê, dit maak niks en dit verander niks aan die feit dat Christus gebore is nie. Vir elke weergeborene, vir elke kind van God wat Paasfees vier, is dit 'n duidelike aanduiding dat hy ook glo dat Christus eens op 'n stadium gebore is uit die maagd Maria. So ons kan nie Paasfees vier as ons nie eens glo dat die Saligmaker gebore is, soos voorspel in die woord van die Here nie. En daarom wil ek u neem na 'n Bybelse perspektief waarom ons Kersfees vier. Kersfees vir 'n kind van die Here gaan nie oor geskenke nie, dit gaan nie oor joluit en fees en eet en drink en al die dinge wat die wêreld daarvan maak. Dit gaan nie vir ons oor klokkies en liggies en allerhande lawwigheid nie. Kersfees gaan vir ons oor om hierdie dag, alhoewel dit 'n gebruik is waar die wêreld eintlik mense uitbuit finansiëel, dat ons hierdie dag sal gebruik om die fokus te verskuif van wat die wêreld daarvan maak, na wat die woord vir ons leer oor die koms en die geboorte van die Here Jesus Christus. Nou vriende, ons gaan kyk na 'n paar gedagtes oor waarom vier ons as kinders van God Kersfees. En ek wil wegval deur vir jou te vra, is jy 'n kind van God? Onthou, almal word nie 'n kind van God gebore nie. Die Bybel sê wat ons almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Die Bybel sê baie duidelik, vriende, dat die leenspreker dwaal van die moederskoot af. Die woord leer vir ons dat ons eie in vyandskap teenoor God gebore is, en daarom moet ons weergebore word. 'n Geboorte van bo, waar God deur sy gees my hart kom lewend maak en my kom vernuwe, my sonde kom vergewe en my sy kind kom maak. En dan kry ek 'n beter verstaan deur die bril van die Bybel na wat Kersfees werklik vir 'n kind van God beteken. Die eerste gedagte vanmôre, ons vier Kersfees omdat ons terugdink aan God se beloftes wat in vervulling gegaan het. As ons dink aan die moederbelofte in Genesis 3 vers 15, waar die Here vir Adam en Eva beloof het en ook vir die slang baie duidelik gesê, die vyand wat hulle verlei het, dat hy sal iemand stuur wat sal kom om verlossing te bring. Ons almal ken die woorde van die moederbelofte wat sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Nou hierdie belofte, vriende, is gemaak op verskeie plekke in die Bybel. As ons die Bybel gaan bestudeer, dan sien ons in Jesaja 7 vers 14 staan daar,
Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Nou van die nuwe vertalings praat van die jong meisie sal swanger word. Vriende, dis nie wat die Bybel sê nie. Dis nie die belofte wat God vir ons gemaak het nie. Hy sê die maagd sal swanger word. Die aanduiding is dat dit 'n bonatuurlike geboorte sal wees, 'n bonatuurlike swangerskap, 'n bonatuurlike geboorte, want Jesaja 9 vers 5 verduidelik vir ons verder waaroor hierdie geboorte sal gaan. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem wonderbaar, Raadsman, sterke God, ewige Vader en vredevors. Nou weet ons baie duidelik dat Jesaja die profeet verwys na die Here Jesus, na die koms van die Messias, die beloofde een wat daar in Genesis 3:15 beloof is, wat in Jesaja beloof is, wat deur die profete beloof is en wat dan ook op hierdie bepaalde tydstip in die geskiedenis van die mensdom 'n werklikheid geword het. Hoor wat gebeur in Matteus 1 vers 22. Nou as u Matteus 1 gaan lees, sal u dan die geslagregister raak sien. U sal sien hoe hierdie engel dan ook aan Josef verskyn het en vir hom gesê het dat daar 'n kind gebore sou word. En ek lees net vir u die 21ste vers. Daar staan, en dit het alles gebeur sodat die woord vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word God met ons. En wil ek vir u sê, dit is die eerste rede waarom ons Kersfees vier. En ek wil vir u sê, laat die wêreld maak wat hulle wil op hierdie dag. Ons as kinders van die Here weet en verheug ons daarin dat ons kan terugkyk met dankbaarheid na Jesus se koms en vorentoe kan kyk met die hoop en verwagting dat hy weer sal kom om sy kinders te kom haal. So die eerste gedagte, ons vier Kersfees omdat ons terugdink aan God se beloftes wat in vervulling gegaan het. Verder vier ons Kersfees omdat ons weet dat op 'n bepaalde dag en oor 'n tyd wonderlike en unieke dinge plaasgevind het wat nooit weer so herhaal sal word nie. Luister, Christus se geboorte was so uniek, dit sal nooit weer herhaal word nie. Want u sien, dit was die geboorte toe God mens kon word het, toe die Heilige Gees van Maria oorskadu het. En ons lees ook, die Bybel sê wat uit haar sal wees is uit die Heilige Gees. En ek lees vir u 'n paar van hierdie baie besondere en unieke dinge wat plaasgevind het. Ons dink aan die aankondiging in Lukas 1 vers 26 tot 35. U sal onthou, vriende, wat Gabriël kom deel het aan Maria, wat aan Josef meegedeel is, en dat hierdie verlosser dan na die wêreld toe sou kom. Ons dink aan die engel wat aan Josef verskyn het, Matteus 1 vers 18 tot 25. Ons dink aan die besoek aan Elisabeth in Lukas 1 vers 39 tot 45 en hoe dat Johannes die doper in die skoot van Elisabeth opgespring het toe sy die stem van Maria hoor. Ons dink aan die maagdelike geboorte, Matteus 1 vers 14 tot 16 en wat vir my so kosbaar is, ek lees net vir u wat hier staan. En daar staan van Maria uit wie gebore is Jesus wat genoem word die Christus. Nou hierdie uit wie is die woordjie ex-hes in die Grieks. En dit is 'n vroulike voornaamwoord en dui dus duidelik aan dat Jesus fisies uit Maria gebore is, maar nie die fisiese kind van Josef was nie. U sien, dit is belangrik dat ons hierdie waarhede sal raak sien, want Maria is swanger bevind uit die Heilige Gees, 'n bonatuurlike geboorte wat plaasgevind het. U sien, die woord is baie duidelik oor die herders op die ope velde. Vriende, lees in Lukas 2 vers 8 tot 18 van hierdie engele leerskare wat hierdie boodskap aangekondig het van die Here Jesus wat gebore sou word. Ons dink aan die wyse manne uit die ooste, Matteus 2 vers 1 tot 9. En die Bybel sê nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit totdat hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie, hoofletter kindjie was. Dit is baie interessant, die ster wat die wyse man in die ooste gesien het, verskyn nou weer en lei hulle na 'n spesifieke huis in Bethlehem waar Jesus te vinde was. Dit is kosbaar om te sien, vriende, dat die Bethlehem is 5 myl suid van Jerusalem. Sterre beweeg algemeen van oos na wes en nie van noord na suid nie. En hierdie wonder moes seker hierdie wyse manne aan die hart gegryp het en hulle geloof geweldig versterk het, aangesien hulle kennis van sterrekunde gehad het. Kosbaar om te sien
hoe hierdie unieke dinge gebeur het by die aankondiging en die geboorte van die Here Jesus Christus. Ons dink aan die profetiese woorde van Simeon, Lukas 2 vers 25 tot 28. Die Bybel sê, hy het hom in sy arms geneem en God geloof en gesê, nou laat u Here, u diensknegt gaan in vrede volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het, wat u berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van u volk Israel. Soos ons Kersfees vier, dan gaan dit nie vir ons oor debattering, is dit nou heidense gebruik of is dit nou 'n dag van partytjies en jolijt en eet en drink en al die dinge nie. Vir ons gaan dit oor Christus is gebore, alhoewel ons nie weet watter dag hy gebore is nie, vier ons dit omdat die beloftes in vervulling gegaan het, presies soos God in die Ou Testament voorspel het, en ook al die unieke en wonderlike dinge wat plaasgevind het, wat nooit weer herhaal sal word by die geboorte van die Here Jesus nie. Ek gaan bietjie môre verder met u praat oor hierdie saak, mag die Here vir ons baie ryklik seën in die verstaan hiervan, en mag dit ons harte versterk deur die geloof, dat ons Kersfees kan vier, met groot vrymoedigheid, omdat ons verlosser gebore is. Baie groete, baie seën, en 'n mooi dag verder, Tara.